Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê hy sal nie bedank nie en MTN deur kuberkrakers geteiken. Welkom by die Afrikaanse nuus op hierdie 25 April. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê hy sal nie bedank na die besluit om nie voort te gaan met 'n BTW-verhoging nie. Sy opmerking kom nadat verskeie politieke partye sy kop geëis het. Godongwana sê sy werk is om wette voor te lê wat die land se geldsaake moet bestuur en dat niemand gesê het dat die wette gewild moet wees nie. Die minister het in Washington by 'n vergadering van die IMF en die Wêreldbank gesê dat die geraas oor die jongste gebeure nie die kredietgraderingsagentskappe se siening van Suid-Afrika sal beïnvloed nie. Volgens hom sal die agentskappe eerder daarin belangstel om te weet dat die uiteindelike begroting uitvoerbaar en volhoubaar sal wees. Die MTN-groep het bevestig dat daar 'n kuberaanval was waarin ongemagtigde toegang tot sekere kliënte se persoonlike inligting verkry is. Volgens MTN is daar nog nie genoeg inligting om te bepaal of rekeninge of beursies gekompromiteer is nie, maar hul kernstelsels is steeds veilig en operasioneel. Hulle het hul kuberveiligheidsreaksie geaktiveer en die Suid-Afrikaanse Polisiediens, valke en ander owerhede ingelig. MTN waarsku kliënte om versigtig te wees vir verdagte boodskappe en om nooit persoonlike sekuriteitsinligting te deel nie. Die VF+ eis dringende ingryping in die groeiende waterkrisis in die Tshwane Metro wat die volhoubare lewering van water bedreig. 'n VF+ raadslid in die Tshwane Metro, Annemarie Sparg, sê die metro moet randwater vir elke druppel water betaal wat gebruik word en die gelisensieerde waterkwota word gereeld oorskry. Sy sê die party is bekommerd daaroor dat bykans 1/3 van die metro se waterverbruik verlore gaan weens grootskaalse onwettige verbindings, lekkasies en waterdiefstal. Sparg meen dat een van die grootste oorsake die onwettige aansluiting op waterlyne is, insluitend direkte verbindings na reservoirs. Mense herlei onder meer onwettige water uit die Ga-Rankuwa en Mabopane reservoirs. Op die vooraand van die lang naweek en 'n weeklange skoolvakansie het die eThekwini Metro Raad nog 'n strand gesluit weens swak watergehalte. Die Westbrook strand sal tot nadere kennis gesluit wees en gereelde watermonsters sal geneem word om die watergehalte dop te hou. Dit kom nadat die Laguna strand vroeër gesluit moes word weens swak watergehalte wat 'n gevaar vir strandgangers kan inhou. Die Durbanse Stadsraad sê dat 21 strande steeds oop is en het besoekers gevra om hulself te vergewis van omstandighede by die betrokke strande wat hulle wil besoek. Nou ja, dis die belangrikste nuus vir die dag. Geniet die lang naweek. Groete tot volgende week.